ons preekteks volgens ons leesrooster vir vandag is Micha, die boek van die profeet Micha, hoofstuk 6. Daar is net 7 hoofstukke in hierdie boek van die profeet Micha, een van die kleiner profete wat ons kry in die Ou Testament. Micha 6 vers 1, julle moet hoor wat die Here sê, staan op, lê 'n klag voor die berge en laat die heuwels jou stem hoor. Luister berge na die aanklag van die Here. Luister onwrikbare fondamente van die aarde. Ja, die Here lê 'n klag teen sy volk. Hy het 'n regsaak met Israel. My volk, wat het ek aan jou gedoen? En hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Ek het jou immers laat optrek uit Egipte land. Uit die plek van slawerny het ek jou losgekoop. Ek het Moses, Aaron en Mirjam voor jou uitgestuur. My volk, onthou tog wat Balak, die koning van Moab, beplan het, en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het. Onthou wat gebeur het van Sitem tot by Gilgal, sodat jy die regverdige dade van die Here kan erken. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Ons lees tot sover 'n baie bekende vers, hierdie vers waarmee ons afgesluit het hierso. Ook die fokus van ons prediking vanmôre. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat eis die Here van jou? Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Hierdie boodskap vanmôre uit Micha hoofstuk 6 wil vir jou en vir my help om net weer vir 'n oomblik bietjie nie te kyk na ons verhouding wat ons met die Here het. Die verhouding en om kind van God te wees en om kerk van die Here Jesus Christus te wees, is vir ons so maklik om maar ergens op 'n manier verstrengeld te raak in ons eie gedagtes, in ons eie denke oor wat dit beteken om kerk te wees en wat dit beteken om aan die Here te behoort. En ongelukkig is dit so dat vanweë die feit dat ons sondaars is en dat dit in ons wese is om opstandig teen God te wees, dis ons eie natuur, dit is ons natuurlike geneigtheid wat ons het, en ons betrap onsself keer op keer weer daarmee, dat ons baie keer weer terugval daarin, om maar oor te gee aan ons eie sondigheid, ons eie gebrokenheid wat daar in ons lewe is, en dan verloor ons die perspektief op dit wat die Here van ons vra in ons lewens. Die profeet Micha tree op in 'n tyd waar die volk van die Here skuldig was daaraan dat die rykes die armes misbruik het, dat die rykes hulle self nog verder verryk het deur die ellende van die wat arm is. Dit was 'n tyd gewees waar die leiers ook korrup was. Ons dink vandag, ons leef in 'n tyd met korrupte leiers. Sonde is al van Genesis 3 af, so sonde is so oud as wat kan ons maar sê amper wat die skepping is. Heel van die begin van die bestaan van die mens af was sonde daar gewees en was leiers korrup gewees, omdat dit die natuurlike geneigtheid van die mens is om net na homself om te sien en net aan homself te dink en nie eintlik regtig ook aan ander mense te dink nie. Die profete het ook vals opgetree, vals gepreek, baie keer maar net gesê dit wat hulle weet mense graag wil hoor, streelende woorde tot mense gerig,
sodat mense nie ontsteld raak oor dit wat hulle sê nie. Daar was ook by die volk van die Here, soos wat dit uit Micha 6 uitblyk, ook geen verbondstrou van die volk van die Here se kant af, dat hulle regtig in gehoorsaamheid aan hom geleef het nie. Dit was vir hulle in 'n sekere sin maar maklik gewees en hoe hulle oor God gedink het en oor hulle godsdiens gedink het, dat wanneer 'n mens nou iets verkeerd doen in jou lewe wat nou nie in lyn is met dit wat God van jou vra nie, is dit nie 'n moeilike ding om dit uit te sorteer nie. Jy gaan maar net weer terug na die Here toe en jy bring 'n paar offerhandes en jy maak maar net weer reg met die Here en dan gaan jy maar net weer aan met jou lewe. En dit is waar ons ook eerlik genoeg met onsself moet wees en met mekaar moet wees, is dat daardie geneigtheid is maar iets wat in ons harte en in ons lewens die hele tyd teenwoordig bly, dat ons bewus is daarvan. Ons weet al presies wat die Here van ons vra en hoe die Here wil hê dat ons moet lewe en hoe iemand wat nuut gemaak is deur die Here behoort op te tree in sy lewe en op een of ander manier verskoon ons maar net onsself dat ons nie regtig lewe soos wat die Here van ons vra nie, dat ons nie regtig getrou is en dat ons nie regtig ten volle aan hom oorgegee is nie. Maar dat ons maar so 'n bietjie ons eie ding doen, dat ons met ons eie goeders besig is en dat die Here dan op 'n stadium maar net weer eenvoudig moet vergewe. Dit is maar jammer, Here, dit is maar wie ons is. Ek is nou maar so, ek is maar net 'n mens, ek is maar net 'n swakke mens. Ons skuil agter die sonde. Ek is maar net 'n swakke mens, so daarom kan ek nie regtig doen soos wat U van my vra nie en ek kom maar net weer oor om vergifnis te kom vind. En hier waar die Here 'n hofsaak teen sy volk het, hy het 'n geding wat hy teen sy volk het. Die Here roep die berge wat van altyd af daar was. Roep hy as getuies. Hulle het van altyd af gesien, die berge is die getuies van dit wat hierdie volk doen en hoe hierdie volk in hulle verhouding met die Here leef. Dan doen die Here baie interessante ding. Hy haal eintlik die wind uit die seile uit van sy volk. Hulle het gedink dat as hulle nou verkeerd doen, as hulle nou regtig verkeerd doen, en as hulle nou regtig vir die Here moet wys dat hulle jammer is, dan moet hulle maar net 'n bietjie meer offers bring. Dan moet hulle maar net 'n bietjie meer olyfolie vir die Here offer. Wat vra die Here van hulle? Wat wil die Here hê moet hulle vir die Here doen? As hulle nou 'n paar goedjies vir die Here doen, dan sal hy weer tevrede wees met hulle en dan kan hulle eers net weer aangaan met hulle eie lewens, totdat hulle dalk weer op 'n punt kom om dieselfde ding te doen. Die wat verkeerd gedoen word, kan maklik weer reggestel word. Dis maklik. Maar net aan die einde van die dag, Here, vergewe my sondes. Aan die einde van ons gebede, soos wat die Here Jesus ook vir ons geleer bid het, vergewe ons sondes, soos ons die vergewe wat teen ons gesondig het. En dan weet ons nie altyd eers wat ons sê, wanneer ons sê, soos wat ek ander vergewe nie. Here, vergewe my. Wat die Here doen in hierdie gedeelte, waar hy hier aan die woord is, by monde van die profeet Micha, is dat die Here vra nie vir die volk, wat het julle gedoen nie? Wat is dit wat julle wil regmaak nie? Die Here gooi die ding heeltemal om. Hy sê vir die volk, wat het ek vir julle aangedoen? Hoekom het ek iets verkeerd gedoen? Is dit ek wat iets verkeerd gedoen het? Het ek iets gedoen dat julle nie meer tevrede is met my nie? Het ek iets gedoen dat julle rug op my draai? Het ek iets verkeerd gedoen dat julle my ligtelik opneem? Dat julle dink ek is God, die God met wie julle kan maak soos wat julle wil? Dat julle my kan inbring in julle lewens wanneer dit vir julle pas en wanneer dit vir julle gerieflik is en wanneer julle voel dat ek vir julle moet help. Maar 'n ander keer weer, wanneer jy voel dat jy goed regkom, dat jy jou eie ding gedoen kan kry, dan vergeet julle van my, dan stoot julle my eenkant toe in die lewe. Het ek iets verkeerd gedoen dat julle op daardie manier met my omgaan, dat julle van my af weggedraai het? Put ek julle uit? Vermoei ek julle? Maak ek julle moeg
dat julle dit later nie meer met my kan uithou nie. En dan gaan die Here voort, en hy wys vir sy volk daarop, dat gehoorsaamheid aan hom, en 'n verhouding met hom, die volheid van die lewe saam met hom, begin nie by dit wat hulle alles kan reg doen en reg kry in die lewe nie. Dit begin nie by hulle prestasie nie. Dis nie dat hy God is en dat hy vergewe en dat hy hulle verbondsgod is, dat hy getrou is aan hulle, omdat hulle sekere goed reg doen nie. Inteendeel, die teenoorgestelde. God vra van sy volk iets wat hy reeds vir hulle gedoen het. Ek het eerste opgetree, sê die Here. Ek het die eerste tree gegee. In hierdie verhouding tussen my en jou, is ek die een wat na jou toe uitreik. Jy is nie die een wat in die eerste plek na my toe uitreik nie. Jy het geen behaag in my nie. Jy het geen behoefte om na my, natuurlike behoefte om na my toe uit te reik nie. Ek het die eerste tree gegee, sê die Here. Ek het vir julle uit Egipte, het ek julle uit die land van slawerny, het ek vir julle bevry. Ek het vir julle leiers gegee. Moses, Aaron, Moses se suster, Mirjam, wat saam met Moses en Aaron die volk van die Here begelei het hulle tog uit Egipte uit. Ek het vir julle teen Balak beskerm. Toe Bileam profeseë teenoor julle wou uitspreek, het ek met Bileam en sy donkie gehandel, sodat hy die positiewe seën oor julle uitgespreek het, en nie negatiewe dinge oor julle uitgespreek het nie. Ek het julle van Sittim aan die ooste kant van die Jordaan, het ek vir julle na Gilgal gelei, deur die Jordaan, die beloofde land op die ou end binne. Die mens, broers en susters, probeer die saak met God regmaak, deur te dink, daar's ietsiekie wat ek moet doen. Daar's ietsiekie wat ek moet regmaak van my kant af. En wat die Here in hierdie gedeelte vir ons sê is, hy vra nie van ons meer godsdiens nie. Hy vra nie van ons dat ons nog 'n bietjie meer dingetjies sal doen nie. Die volk vra, waarmee sal ek voor die Here verskyn? Moet ek groter offers bring vir die Here? Moet ek 'n groter godsdienstige prestasie op een of ander manier lewer? Maar die Here wil vir sy volk sê, die probleem is nie 'n te klein offer nie. Dit lê nie by die goetertjies wat julle doen nie. Dit lê by julle. Dit lê by jou. Dis nie jou goetertjies wat ek soek nie. Ek soek vir jou. Ek soek jou hart, jou lewe. Die mens vra, wat moet ek vir God bring? Bietjie meer kerk toe gaan? Bietjie meer gereeld my Bybel lees? Dalk bietjie meer bid? Dalk bietjie my dankoffer bietjie groter maak? Sodat wanneer ek hierdie dingetjies doen, dat ek beter kan voel? Dat ek kan voel, ek het nou weer 'n slag daarom my dankoffer, het ek bietjie opgeskuiwe, so ek kan daarom nou net weer bietjie meer selfversekerd voel in die kerk, in die Here se teenwoordigheid. Ek bring daarom bietjie op 'n manier, bring ek my kant. Ek is daarom op een of ander manier 'n bietjie sigbaar in die gemeente, betrokke by dinge wat in die gemeente gebeur. So ek voel eintlik op 'n manier, voel ek half goed en half tevrede met myself, dat ek daarom besig is om my kant vir die Here te bring. Die Here wys daarop dat die probleem in die uitdaging dieper lê. Dit gaan nie oor dit alles wat jy doen nie. Natuurlik is dit ook belangrik. En ek hoop u verstaan dit ook, dat dit belangrik is, hierdie ander dinge wat ek doen. Maar dit gaan nie in die eerste plek daaroor nie. Dis nie ek wat op 'n manier vir God moet probeer tevrede stel nie. Die ding lê op die vlak
van wie jy is. Wie jy is voor die Here. Wat in jou hart lewe tussen jou en die Here. Jy kan kerk toe gaan tot jy blou is. Jy kan soveel as moontlik jou Bybel lees, van die môre tot die aand. Jy kan besig wees met allerhande godsdienstige dinge, waaroor jy half goed kan voel oor jouself. En dan is dit op die ou end alles totaal nutteloos. As jou hart nie by die Here is nie, is dit uiteindelik alles totaal nutteloos. Vers 8 verander die vraag waarmee ons besig is. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is, wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys, om nederig die pad saam met jou God te loop. Nou kan ons sê, ja, hier is dit nou. Die Here sê hy soek nie offers nie. Hy soek nie groter offers nie. Hy soek nie dat ons selfs nog meer sal probeer doen vir hom nie. Maar nou, as die Here dan nou sê, ek het in jou bekend gemaak wat goed is, ek sê nie vir jou iets wat jy nie weet nie, jy het dit al 'n hele paar keer gehoor, ek het dit al oor en oor vir jou gesê, die woord het al oor en oor na jou toe gekom, dat jy dit oor en oor gehoor het. Jy moet reg doen, jy moet liefde en trou lief hê, jy moet met God wandel. Dan sê ons, ja, hier is dit nou. Dis nou maar net weer op 'n ander manier omgedraai. Hier is nou weer iets wat na ons toe kom, dit wat ons moet doen. Dit is miskien dalk nou net 'n bietjie nuwe godsdienstige take wat op ons gelê word. Hierdie dinge wat ons moet doen. Maar dit gaan nie daaroor nie. En dit is wat die Here deur sy profeet Micha wil hê, dat ons moet snap en wat die volk Israel moet verslap. Dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan in die eerste plek, watter soort mens laat ek toe dat die Here van my maak. Wanneer ek in 'n verhouding met die Here leef en in kontak met die Here is, watter soort mens laat ek toe dat hy van my maak? En dan is dit wat die Here vir sy volk sê. Hierdie 3 dinge wat hier genoem word. Nie nog 3 dingetjies wat jy nou moet gaan doen nie. Maar 3 dinge wat vloei vanuit 'n verhouding met God. Dis wanneer die mens in sy binneste deur God aangeraak is en van binne af deur God verander is, dat hierdie dinge uit jou begin uitvloei na buitentoe, begin sigbaar word na buitentoe vir ander mense. Ander mense iets begin belewe dat jy deur God aangeraak is. Dat jy nie 'n lewe het wat jy in die week leef, jou eie lewe met jou eie goed besig op jou eie manier soos wat jy goed dink. En dan Sondag op 'n manier kerk toe kom om maar net vir die Here te kom sê, Here, hierso is ek bring my kant, ek doen my deeltjie, ek is hierso, baie dankie, ek het nou gehoor, ek voel nou weer bietjie beter nou dat ek hier was en saam gesing het en saam gebid het en 'n woord gehoor het wat daarom nou op 'n manier dalk tot stigting was en baie dankie, ek gaan nou weer voort met my week nie. Hier is sprake daarvan dat in hierdie verhouding met God, daarvan binne af, dat daar binne in jou iets gebeur, dat jy anders word, dat jy deur God anders gemaak word, sodat die mens wat ook Maandag en Dinsdag daar buite gaan lewe, die mens wat wanneer dit nie lekker gaan met hom nie, op 'n bepaalde manier optree,
Die mens wat wanneer ander mense hom kwaad aandoen, op 'n bepaalde manier optree, omdat daar iets binne in hom gebeur het, omdat God binne in hom gebeur het. En as dit waar is, dat God besig is om jou te verander, dan sê die Here deur sy profeet, is hierdie dinge, die dinge wat begin sigbaar word. Die veranderde mens weerspieël iets van die God wat binne in hom is, en wat hom van binne af verander, van die God se karakter. Die God wat hier binne in hom werk, is die God wat buitentoe sigbaar word. Die geregtigheid van die God word sigbaar. Die reg doen. Die mishpat waarvan die Hebreëus hierso praat. Geregtigheid om reg te laat geskied aan mense, om reg te laat geskied aan ander, maandag, dinsdag, woensdag, onder watter omstandighede ook al, omstandighede waar jy verneder word, omstandighede waar jy te nagekom word, om nog steeds te doen wat reg is. Nie wat jy voel, jy wil doen teenoor iemand wat jou verontreg het nie, maar om te doen wat God wil hê in sy geregtigheid, om reg te doen aan alle mense, om die geregtigheid van God sigbaar te maak op alle vlakke van die lewe. Die vraag is, wat weerspieël God se hart? Wat leef in God se hart teenoor alle mense? Alle mense, regverdiges en onregverdiges, mense soos ek en jy, wat soos 'n flikkerlig is. Die een oomblik dien ons die Here met oorgawe, die volgende oomblik is dit dood. Die volgende oomblik dien ons die Here weer, probeer ons weer met oorgawe dien, die volgende oomblik is dit asof daar niks weer in ons geestelike lewens aangaan nie. Die God wat met mense soos ons werk, wat mense soos ons reg wil behandel en reg aan ons wil laat geskied, is die God wat sigbaar word in die lewe van iemand wat deur God verander is, om ook soos God reg te laat geskied waar daar onreg is. Die tweede ding wat die Here hier noem deur sy profeet, is die liefde, die gesed wat hier gebruik word, en is 'n baie besondere liefde wat in so iemand se lewe na vore kom, wat voortvloei uit hierdie verhouding met God. En die liefde wat hier gebruik word, is die verbondsliefde. Dit is die liefde waarmee God sy volk liefhet, met getrouheid. God se liefde wat nooit verander nie, wat vas staan, of jy naby is en of jy ver is, of jy gehoorsaam is en of jy ongehoorsaam is. Sy liefde staan vas. Dit is troue liefde. Daar's niks wat ek en jy kan doen wat kan maak dat God ons minder liefhet nie. Maar daar's ook niks wat ek en jy kan doen wat kan maak dat God ons meer liefhet nie. Hy het ons volmaak lief. Met in sy trou, in sy wese wie hy is, dat hy God is, het hy ons volmaak lief, onvoorwaardelik lief. En as my hart in julle lewe is, dan word hierdie liefde word ook sigbaar na buitentoe. Om lief te hê met getrouheid. In 'n sekere sin sou mens kon sê wat die Here hier vir sy volk sê, dat as hy jou lewe aangeraak het, dan raak jy eintlik lief vir die liefde. Dis deel van jou, dit word deel van jou dat jy hierdie liefde, hierdie deernis, hierdie omgee vir alle mense. Dat dit sigbaar word in jou daaglikse lewe. Elke dag. Werk, kerk,
huis, waar ek ook al mag wees, vir die partytjie geleentheid, wat ek ook al doen, dat hierdie deernis vir mense, dat dit sigbaar is. Dit is waar toe die Here vir sy mense verander. En die derde, laaste ding wat die profeet Micha namens die Here hier sê, is dat die veranderde mens, wat deur God van binne af verander word, is iemand wat met God wandel, wat saam met God stap, wat daar waar God is, saam daar is. Sy hele lewe getuig daarvan, dat die Here voortdurend by hom is, en dat hy voortdurend by die Here is. Dis nie maar net 'n kwessie van dat daar sekere geestelike hoogtepunte is, en dat ons nou vir 'n oomblik naby aan die Here voel, dat daar iets moois gebeur het in ons lewe, en ons opgewonde daaroor, ons is aangeraak deur die Here, en môre, wanneer niemand kyk nie, dan doen ons weer ons eie ding. Die verhouding met God gaan oor jou hele lewe. Elke faset daarvan. Daar's nie sekere momente in jou week of in jou lewe waar die Here maar so 'n bietjie uit die pad uit moet staan nie. Want die een wat deur God in sy hart aangeraak word, is iemand wat hoe langer hoe meer in sy lewe saam met God loop, waar ook al, waarmee jy ook al besig is, onder die grootste hoeveelheid stres in jou werksituasie, die grootste uitdagings waarvoor jy staan, met jou gesondheid, met ander mense, jou verhouding met ander mense in jou lewe. En dit alles is God teenwoordig, want jy wandel met hom. Jy soek sy wil. Sy wil is jou wil. Dit wat hy begeer, is wat ook die begeerte wat in jou hart lewe. Dis die 3 dinge: reg doen, liefde en trou lief hê, en met God wandel. Die reg doen is hoe ek met ander mense saamleef, hoe ek ander mense hanteer. Die liefde en trou lief hê gaan daaroor oor wat lewe in my hart. Is daar hierdie liefde vir ander teenwoordig of nie teenwoordig nie? Om met God te wandel is dit waaruit my lewe van elke dag voortvloei met sy teenwoordigheid hier by my. Micha, in 'n sekere sin, bring 'n mens by die punt waar jy ontdek en vir jouself kan sê, ek kan nie. Hierdie boodskap kan so mooi wees as wat hy wil. Hierdie woord, hierdie teks in die Bybel kan so mooi en so goed wees as wat hy wil. Maar ek kan nie. Ek was al daar. Ek het dit al probeer. Ek het al probeer reg doen teenoor alle mense. Ek het al probeer liefde lief hê om 'n liefdevolle mens te wees. Ek was al daar gewees. Ek het al probeer om met God te wandel, om my tyd te spandeer, om sinvol te kan stil word met hom, om sy woord en sy stem elke dag in my lewe te hoor. Maar ek sukkel. Ek kom nie reg nie. In 'n sekere sin laat Micha vir ons uitsien na die een wat sou kom, wat reg aan alle mense laat geskied. Die een wat so lief gehad het, dat hy sy lewe gegee het vir hulle wat liefdeloos is, vir hulle wat sukkel met die liefde, dat hy ook gehoorsaam was, met sy Vader gewandel het, so dikwels in Johannes, die evangelie Johannes, wat oor en oor sê, ek sê niks vir julle as ek dit nie by die Vader gehoor het nie. Wandel saam met sy Vader. Hy is die een wat dit reg doen, wat dit reg gedoen het. En aan die kruis sterwe hy vir hulle wat nie reg doen nie. Vir hulle wat sukkel met die liefde.
Vir hulle wat gedurig deur op hulle eie wil wandel en nie saam met God wil wandel nie. Hy is op die ou end nie net 'n voorbeeld van hoe dit lyk wanneer iemand in hierdie verhouding met God lewe nie. Maar hy is ook die verlosser van hulle wat nie so kan lewe nie. Hy verlos hulle. Hy gee vir hulle volkome vergifnis. Nie omdat hulle so baie offers gebring het nie, so baie kalwers gebring het nie, so baie olie gebring het nie. Maar hy verlos hulle omdat hy hulle liefhet en hy self die offer was. Hy die prys betaal het, sodat dit nie nodig is dat jou kollektes of jou dankoffers of wat ook al jou moet red nie. Omdat hy jou kan red, jou vergifnis kan bring, sodat jy met oorgawe erediens besoek, dankoffers gee, uitreik na hulle wat in nood is. En bo alles gee hy vir hulle sy Heilige Gees. Kom woon hy, God, binne in jou. Hoef jy nie op jou eie krag staat te maak om reg te doen en lief te hê en die pad saam met God te loop nie, want jy kan nie. Maar kan jy vashou aan die bron wat jy binne in jou het, om op hom te vertrou en te ontdek dat wanneer jy aan hom vashou, dan maak hy dit vir jou moontlik om reg te kan doen aan ander mense. Dan gee hy vir jou die krag en die genade om te kan reg doen, om te kan vergewe, om te kan lief hê. Strydig met dit wat mense gewoonlik doen, wat mense rondom jou doen, hoe mense mekaar rondom jou hanteer, gee vir jou die krag en die genade om anders te wees, om hierdie vreemde andersheid te kan uitleef teenoor mense rondom jou. Ek dink aan die metafoor van 'n boom. Jy kan nie appels aan 'n appelkoesboom plak en sê nou het dit 'n appelkoesboom geword nie. Nou is dit appelkose nie. Uit 'n appelkoesboom kom appelkose. Want die boom bepaal dit wat daar uitkom, die vrug wat daaruit vloei. En dit is wat die Heilige Gees van God op grond van Jesus se soenverdienste binne in my en jou doen. Hy verander ons binne-in sodat die vrug wat uit ons uitvloei 'n ander vrug kan wees. Ek en jy kan nie self die vrug van liefde en geregtigheid en met God wandel. Ek en jy kan nie daai vrugte aan onsself plak nie. Dit gebeur van binne af. Wanneer jy die Gees van God in jou lewe toelaat om te doen dit waarvoor hy gekom het om in jou lewe te doen. En daaraan hoef ek en jy nie te twyfel nie, want die woord van die Here verkondig dit oor aan ons en gee vir ons daardie sekerheid om te sê dat hulle wat Jesus Christus as die Here bely, sou hom nie as die Here kon bely, as die Heilige Gees van God nie binne in hulle, vir hulle tot by daai punt gebring het, om hom as die Here te kan bely nie. So broers en susters, ek en jy hoef nie te twyfel aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees van God binne in ons nie. Volgens die woord van die Here is hy in ons. Is hy besig om in ons te werk? Is dit sy begeerte, sy drang is om van ons meer en meer ander mense te maak, wat anders is as die mense van hierdie wêreld.
wat iets van God kan wys na buitentoe. Die Here is reeds vir jare lank met jou besig. Al die pad wat jy kom vandat jy die Here Jesus Christus in jou lewe ontmoet het, is die Heilige Gees met jou besig. Besig om jou te verander. Jy sien dit nie altyd raak nie. Jy kom dit nie altyd agter nie. Maar wanneer jy jou oë daarvoor begin oopmaak, dan begin jy bewus raak daarvan dat God is besig met jou. Jy kan baie dae kan jy rebelleer. Jy kan jou baie dae dwars draai teen God se besig wees met jou. Maar uiteindelik gaan hy jou oorwin. Want uiteindelik kan jy nie die werk van die Heilige Gees van God in jou lewe teenstaan nie. Jy kan nie dit verhoed dat die Heilige Gees jou verander nie. Hy is besig met jou. Dis sy passie, dis sy begeerte. Maar ek kan ophou om te rebelleer en toe te laat dat hy doen, dat hy vir my oor daai kruin help, dat hy vir my daarby bring om reg te laat geskied aan alle mense, om lief te hê, ongeag, om met God elke dag in gehoorsaamheid en in afhanklikheid, in nederigheid die pad te loop. Mag die Here gee dat deur sy genade mense meer en meer God se besig wees in jou lewe. God se snoeiwerk, dat daar meer vrug kan wees. Mag mense dit meer en meer in jou lewe en in my eie lewe raak sien. Deur sy genade. Amen. Hemelse Vader, ja Here, hierdie woord ook vandag selfs is nie 'n nuwe woord nie. Dis ook 'n ou woord. Ons weet dit ook. U sou ook vandag die berge en die heuwels as getuies kon roep teen ons. Dat ons verhouding met u en kerk wees op ons manier wil bedryf. En daarom kan ons nie anders as maar net om vanmôre opnuut weer voor u te kom staan en te sê, Here, vergewe ons sondes. Nie om maar net weer nog 'n keer te vergewe nie, maar Here, vergewe ons sondes, dat ons so bewus raak daarvan, van u teenwoordigheid, van u genade, van u liefde, van u geregtigheid, dat ons lewens inderdaad anders sal wees. Maak ons anders, want u is anders. Amen.